Okay, FM radio. As Jesus aan die kruis hang en hy kyk op, dan roep hy uit. Dit is volbring. Ek het gedoen wat U my gestuur het. Dis interessant, hè? Dit is interessant. In U hande gee ek my gees. Nou hoor wat die Christene nou sê. Die lam is geslag. Die hemel het donker geword. Die aarde het geskit. Die voorhangsel het in twee geskeur. Maar op die derde dag, toe daai klip weggerol is, het die lam opgestaan. Jesus was nog altyd daar. En dit is wat jy moet hoor vanoggend. Hy was nog altyd daar. Hy was nog altyd daar en hy is altyd daar. In jou tye van wag, Dis vir my interessant dat ons nou heel toevallig op die, ek dink is RSG, net Sondagoggend goedertjies. En dit is die hele konsep in die kerk is daai persoonlike verhouding. Jesus het vir jou gesterf en hy's altyd daar. So hulle verstaan nie die 3 dae nie, hulle verstaan nie die mantel nie, hulle verstaan nie die profeseë uit die Ou Testament uit nie. Die feit is, jou koning het vir jou gesterf en nou is hy by jou, in jou moeilike dae, in jou hartseer dae. En dis mooi, dis wat ek gisteraand en die hele naweek vir julle probeer sê. Dis daai ding van die getuienis. In die groot stelsel van die kerksituasie gaan dit oor jou. Ons beweeg uit daai ding uit waar dit gaan oor hom. Waar dit gaan oor die getuienis van wie is hierdie God? Nie wat het hierdie God vir my gedoen nie. En dit is it's a focus shift. So julle begin daai begrip wat ek die hele naweek so aanraak. Nie dat ek dit minder maak wat jou persoonlike ondervinding is nie. Maar in the grand scheme of things is jou persoonlike ondervinding useless. Want watter Christen kan kom ons sê 'n Jood oortuig dat Yeshua is die Messias waarvan Dawid gepraat het. Want die Jood gaan vir hom vra, wat is jou bewyse? Wat hy vir my gedoen het. Hy het my gesond gemaak, hy het my genees van drug abuse. Dan gaan die Jood sê, maar dis nie vir my 'n bewys dat daai my Messias is nie. Die Jood stel nie belang in jou persoonlike gevoel nie. Ek weet hy is my God en hy is die Messias want ek voel dit. Ek is lief vir hom want dis emosioneel. Die Jood stel nie belang in dit nie. Ek gebruik die Jood as 'n voorbeeld. Want die groot idee is, jou witness op die einde van die dag, jy moet 'n credible witness wees. Nou as jou witness gebaseer is op jou gevoel, jou emosie en jou ondervinding, is jy 'n credible witness. Kan jy geroep word as 'n eye witness in die hof? Hoe weet jy daai man het sy vrou vermoor? Nee, ek het daai gevoel gekry. Jy's nie 'n credible eye witness nie. Julle verstaan wat ek sê. So dit kom partykeer voor dat ek baie krities is en julle moenie vergeet nie. Dankie Ethan. Dat ek saam met julle ook in die Christenkerk was en ons het ook daai getuienisse gehad. Maar hoe meer mense die woord bestudeer, hoe meer kom ons agter dat hierdie remnant doen nie net Shabbat en feeste en Torah anders as die res van die wêreld nie. Hierdie remnant het nie net uit Babylon uitgekom met 'n paar issues nie. Hierdie remnant het 'n, wat sê Romeine 12? Don't be conformed to this world, but be transformed. Hierdie remnant het 'n transformation of the mind ondergaan. En wat is 'n transformation of the mind? Jy het jou mind gechange. Nie net oor Sondag na Shabbat en al daai goed nie, maar oor wie en wat hierdie God is. En oor wie en wat hierdie jou lewe in hierdie wêreld oor is. En jou lewe in hierdie wêreld is nie oor jou nie. Jou lewe is nie oor jou man of jou kinders nie. Hierdie lewe is oor hom. Hy sit jou in 'n gesin en hy gee vir jou hierdie konsep om te verstaan hoe jy met hom interact deurdat jy met 'n man of met 'n kind of met 'n vrou of met 'n pa interact. Alles in die woord is gebaseer op die goed wat ons self ondervind. Maar die goed wat ons self ondervind, ons huwelike en ons gesinne en ons werke, dit het belangriker geword. Ons eie experience met God het die voortou begin neem. En daai transformation is nodig wanneer jy Babylon agterlos. Want in Babylon is jy ultimately, is jy God. Maar dan klim jy uit Babylon uit, there is no one like him. En Johannes 3 vers 33, wie van julle ken hom? Hy moet meer word en ek minder. Hoekom sê dit nie ek moet minder word en hy meer nie? Wat moet eers gebeur? Jy's vol van jouself. So jy moet hom eers begin meer maak en soos hy begin meer word, begin jy minder word. Maar in die begin, jy's lief vir hom, maar jy's
vol van jouself, want jy kom uit 'n stelsel uit, waar alles om jou gedraai het. Die dienste, Dawid het gesê het, hy het gesterf, sodat hy daar kan wees vir jou in jou moeilike tyd. Nee, hy het nie gesterf, sodat hy daar vir elke Tom, Dick en Harry kan wees in hulle moeilike tyd nie. Hy het gesterf om die bitterbeker te drink, sodat in die hemelse hof, daar 'n legitimate legal rede is, hoekom hy jou onder die death penalty en onder die hoereerder divorce penalty kan uitbring, terug in covenant in. Dis hoekom hy gesterf het. Nie sodat jy, daar waar jy in Babylon rond beweeg, hom by jou kan hê nie. Dis 'n mind shift, en dis baie judgmental, as jy dit hoor uit Babylon se oor uit. Maar as jy gecrossover het soos Abraham, as jy geïwriet het en gehebreë het en jy's hierdie kant, en jy sê daai woorde, klink dit glad nie meer judgmental nie, dit klink soos woord. Goeiemôre, vandag is eintlik Shabbat Shalom, as jy nou die feeste uitwerk volgens 'n spesifieke kalender, wat niemand van ons adamant oor is nie, dan sal hierdie nou die 50ste dag wees na First Fruits, en dit is 'n Sondag, en ons het 'n volmaan, en so vandag is Shabbat Shalom Shavuot, en dit is dan 'n Shabbat, ons gaan nie koop en verkoop nie, ons hanteer dit soos 'n normale Shabbat, ons kom by mekaar, na die beste van ons vermoë, probeer ons die gebod om by mekaar te kom in 'n holy convocation, in 'n set apart gathering, om dan Shavuot te vier. Daar is nie vreeslik baie verse in die woord oor presies wat om te doen en hoe om dit te doen nie, so die bietjie wat daar is, gaan ons doen, na die beste van ons vermoë, en ons gaan ook so 'n bietjie saam dan brood breek, en die brode wyf, en die Shavuot so saam vier. Maar kom ons begin net met 'n opening van gebed. So iemand wat dalk nog nooit, ooit gebid het. Baie dankie, Abba Vader, dat ons saam hier teenwoordig kan wees. Abba, dankie vir die voorreg om die woord te kan hê. Abba, dankie dat U so 'n goeie Vader is en vir die kamp wat U ons opgebring het. Dat ons soveel nuwe dinge, ou dinge, kon net leer uit die woord. Vra dat U vir ons elkeen hierna ook sal trek, Abba. Trek na die woord, dat ons elkeen honger en 'n dors sal hê om nie net te lees en te bestudeer. Roeg dat U vir ons, die Torah, die profete, die hele woord kom leer. Dat ons almal kan return to the ancient paths and walk in it. My vrou sê, Jesus was nog altyd daar en sal ook altyd daar wees. Dankie Yeshua, dat U nog altyd daar was en altyd daar wees. Dankie Abba, dat U gister, vandag en môre altyd dieselfde is, dat U onveranderlik is. Die waarheid altyd waarheid sal bly, want U is waarheid. Vra dat U vir ons elkeen sal help om te getuig. Eerste met ons leef. Elkeen van ons sal sterf van onsself af. Om te leef soos wat U geleef het. Yeshua het ons net kom wys hoe. Ons sal ophou om self te soek en self te wil verheerlik en net te self en ek en ek en ek. Geef ons op wel. Maar dat ons in U waarheid sal stap. Sal hoor en doen. En as U mense met ons praat, dat ons in die woord die regte antwoord. Nie 'n verdraaide storieetjie nie, maar waarheid sal gee. Die ons sal laat onthou. En daarom moet ons lees, anders kan ons nie onthou. Elkeen van ons kinders, ons mans, ons families, wat nog nie hier is nie. Almal wat om die werk staan en ook vir die wat nie hier is nie. Vir die wat nog moet inkom, Abba. Vra dat U hulle sal plek, Abba. Niemand kom na my as die Vader om te plek. Maak ons oop vir die woord vandag, Abba. Dat ons sal weer skryf die woord op ons harte. Ons sal doen. Al die klipharte van ons uit. Dankie dat U 'n goeie Vader is. Maar dankie dat U met elkeen van ons bemoeienis maak en vir ons U waarheid al soveel kom van leer en soveel meer. Dat ons net sal drink en drink van U woord en ons sal was met die waarheid van die water van die woord. Ons die lewende brood sal eet.
daar nie plek is vir enige ander afgodingslede. Dankie vir die liefde, Abba. Dankie vir die genade, dankie dat U so goeie Vader is. Ons loof U eer en prys U heilige naam. Amen. En as mens nog nooit van tevore gebid het, en jy kry uiteindelik 'n kans, nou kom ons agter hoe mooi kan ons eintlik voor hom en voor mense getuig. Julle gaan moed van julle skaamte begin ontslaa raak, elke een. Julle hoef nie met 'n mic te staan nie, maar julle gaan moet leer om te begin praat. En as daar geleentheid is vir bid, moet almal eintlik opspring. Dit is vir my die een ding wat ek deesdae wat ek nie kan verstaan onder ons groepe nie, is die onbereidheid om te bid. Al bid jy weet nie wat om te sê nie, jy kan 3 sinne sê. Dis jou erkenning, hierdie is my God, ek kan bid hom, voor mense. En weet jy hoe maklik kom dit vanself, hoe maklik kom dit natuurlik? Weet jy wat maak jy? Doen dit net, staan op, begin bid. Online, as ek vra, bid vir ons, ek wag altyd so lank dat iemand tog net kan begin bid, en as dit altyd Jolanda, of Elsabie, of Dirk, of weet, dis dieselfde mense, nee, begin net bid, Tannie Petro bid baie, begin net bid. Begin oefen, om te getuig. Okay. Voordat ons die verse aanpak wat spesifiek oor Shavuot gaan, is daar so 'n bietjie tyd vir 'n oorsig oor die naweek, en ek weet daar was verskriklik baie diepte in die verse wat ons behandel het, en soms dan kan dit half bietjie oor 'n mens se kop gaan, want dit is so baie. Wat het daai vrou gesê, wat Marie Schlebusch? Ek kan nou nie haar naam onthou. Driekie. Sy het gesê, hulle gaan nou 6 jaar vat om nou net oor die 2 studies te werk. Ons vergeet soms, toe ons begin het op hierdie pad, hoe baie inligting, as jy na Rob Skiba of weet ek daar in die begin geluister, die Monty Judah en daai ouens, ja, dan luister jy na een teaching, dan is dit soos in 'n oseaan vol goed. Ons het al vergeet hoe is dit, omdat ons al soveel trappies al bietjie geklim het. Maar hoe meer trappies jy klim, hoe hoër kom jy op die berg, en hoe meer sien jy na hierdie berg is daar nog 80.000 ander berge. So, hoe meer jy klim, hoe meer leer jy nie. Jy besef net hoe min weet jy nog. Hoe nader jy staan ver van die boom af, ek het dit al verduidelik, ek weet nie wie van julle kan dit onthou nie. As jy ver van 'n boom af staan, kom ons kyk of ons 'n boom kan sien. Daar op die horison is 'n bergie, sien julle hom? Kyk hoe klein is hy. Dis 'n kleiner bergie, sien julle hom? Nee, insignificant. Jy kan daar berg takkel. Nou, jy kan hom vinnig oorkom, kyk hoe klein is hy, want jy staan ver. Jy's groot, die berg is klein. Kyk, lift your ass out of the tent, come out of the tents. Laat Moses jou na daai berg toe vat. Hoe nader en nader jy die berg kom, hoe groter word die berg. En hoe? Kleiner word jy. Maar 2 dinge gebeur te gelyk. Jy kom nader aan die berg. So jy leer meer van die woord. Want as jy ver van die woord af staan, is Jesus my chommy. Hy's daar vir my. Hy's daar om my te laat beter voel in my moeilike tyd. Maar hoe nader jy in die woord kom, hoe kleiner word jy en hoe groter word hierdie God. En hoe groter hy word, jy het gedink jy verstaan daai bergie. Jy verstaan die woord. Jy kan my niks leer van die Bybel nie. Ek gaan nie jou Bybelstudies doen nie. Ek ken my Bybel. OK. Kom ons kyk. Ons vra een vragie. Jy ken toe nou nie jou Bybel soos wat jy gedink het nie. So, nou begin jy jou Bybel ken. Nou gaan jy dieper in die Bybel in. En hoe meer jy in die Bybel ingaan, hoe groter word God, hoe groter word die berg, hoe kleiner word jy. En as jy naderhand by die voet van die berg is, voel dit of jy wil, wat het hulle gister gesê? Ons kan nie verder luister nie, dit voel of ons wil sterf. As jy nie by die punt kom wat jy die voet van die berg wil sterf oor hoe insignificant little ant jy eintlik is nie, en hoe groot hy eintlik is nie, dan wil ek vir jou sê, is daar 'n massive probleem. Dan staan jy nog ver, en jy check daai berg, en jy dink jy's cool, teenoor daai berg. So, leer meer en meer. En ek waarsku julle nou, julle dink mos ek weet baie. Ek ken mos die Bybel baie goed. Ek huil my oë uit, wanneer ek iets lees, en ek besef maar, I'm scratching the surface here. Weet julle hoe sukkel ek om Bybelstudies aan mekaar te sit, wat binne 2 ure inpas? Dan is dit een konsep. Want hoe nader jy in die woord kom, hoe nader kom jy aan daai berg, en daai berg raak oordonderend. Ek dink nie ons gaan ooit met Openbaring klaar kry nie. Die berg is te groot. En ons is te klein.
En hoe meer ek lees, ek is klaar met hierdie konsep, ek kan nou vir julle die hoer van Babylon verduidelik. Dan lees ek hierdie vers van Matteus, dan dink ek, maar ek kan seker wees, daar was iets in Lucia, dan blaai ek Lucia toe. Nou voor ek by die versie kom wat ek kan dink, sien ek 10 ander versies, as ek ook wag nou, ek moet hierdie eers bysit. Hoer van Babylon, is al, ek dink 80 bladsye, hoe gaan ek dit aanbied? Hoe gaan ek dit aanbied in die openbaringsstudies? Wat gaan ek uitlos? Die berg is groot, en ons is klein. Maar as jy ver staan, dink jy shop. As jy jou vriende en familie, as jy met hulle praat, dan dink hulle is shop. Hulle is okay, hulle het hulle ticket to heaven, maar hulle staan ver. Want daar is nie 'n manier wat jy in hierdie woord van hom kan begin delf en nie kleiner word en hy groter nie. Mense wat hierdie konsepte waaroor jy praat, nie kan verstaan nie. Ek sê julle nou, want hulle lees nie hulle freaking Bybels nie. Jy kan nie hierdie Bybel met 'n passie en 'n soeke en 'n honger lees en onveranderd bly nie. Ons het ons lewe lank ons Bybels gelees. Wanneer het die verskil begin kom toe ons dinge begin raak sien, toe ons begin soek het? Want voordat jy begin soek het, is jy's cool. Ek sien die berg, ek ken die berg my lewe lank. Jy kan my niks van daai berg vertel nie. Nee, jy het nie gesoek nie, maar eendag staan jy en jy, ek weet nie, iemand sê vir jou, kyk hierdie verkyker. Een ou is nodig om vir jou te sê, kyk hierdie verkyker, en jy sien miskien 'n plaat bome daar, wat jy nie besef het is daar nie. Nou is daar 'n nuuskierigheid. Nou begin jou journey. Wat sê ek daarmee? Ons kan nie mense oortuig met ons kennis nie. Ons moet mense 'n verkyker gee, en sê, het jy gesien? Check op daai berg, daar's 'n rare boom. Ken jy die naam van die boom? Want hier in die Nuwe Testament sê dit, hy het na 3 dae opgestaan. Weet jy hoekom is dit 3 dae? Het jy al daaroor gedink? Nee, ek het nog nie daaroor gedink nie. Hoekom is dit 3 dae? Ek weet nie, hier is die verkyker. Maak gou oop daar by Levitikus 23. Dan wys ek jou gou, dis 3 dae, is first fruits. Kyk gou, hier is die verkyker. Kyk gou by Paulus. Paulus sê, he is the first fruits. Hy is die vervulling van die first fruit fees van Passover. Dan sê jou maatjie vir jou, wow, dis amazing. Maar as jy nie jou maatjie toe kom en sê, jy moet op om Easter te hou, jy moet jou baas, bunnies en jou eggs, dis pagan, jy's 'n pagan aanbidder. Hy gaan nie vir jou luister nie. Want jy ken nie daai berg nie, ek ken die berg beter as jy. Ons almal is daar deur, dit werk nie. So ons moet leer om 'n verkyker te gee. Laat hy kan begin besef, hoe min weet hy, en hoe groot is hierdie woord. Wat sê die ou mense, jy trek meer vlee met heuning, as met asyn. Ek weet nie hoekom het ek dit gesê nie. Want die woord is heuning. So ons moet die heuning soek, wat die mense wat sê Jesus is daar vir hulle. Jy hoef nie te sê Jesus nie. Jy kan sê Yeshua, hulle weet presies van wie jy praat. Maar hulle ken hulle Messias in die Nuwe Testament. As jy jou wet en profete ken, en die ongelooflike mysteries kan oopbreek van elke ding, wat hierdie Jesus wat hulle ken in die Nuwe Testament gesê het, wat onverklaarbaar is. En jy kan vir hulle sê, weet jy hoekom het die vrou aan sy robe geraak? Ja, want sy het geweet sy gaan genesing kry. Hoe het sy geweet? Nee, hulle weet nie. Hoekom het sy nie aan sy skouer geraak nie? Hoe het sy geweet? Hy het vir haar gesê, jou geloof. Waar het haar geloof vandaan gekom? Want sy het gehoor, hy maak mense gesond. So, in die hele Jerusalem het sy gehoor, daar's 'n ou wat iemand gesond maak. Sy het besluit, omdat sy gehoor het by ander mense, sy gaan soos 'n hond op die grond kruip na hom toe. Rarig? As sy gehoor het, daar's 'n man wat gesond maak, kan sy nou mos maar om die hoekie staan en as hy verbykom net aan hom raak, of whatever. Maar die ander mense vra vir hom, maak my gesond. So sy moes eintlik na hom toe gegaan het en gevra het, hy moet hom gesond maak. Okay, maar sy het bloedvloeiing gelei. Okay, maar sy kan nog steeds, want hy het aan hoere geraak, hy het hoere gesond gemaak, hy het lepers gesond gemaak. Jy mag nie 'n leper vat nie, hy vat aan lepers. Lepers is nog meer unclean as menstruasie. So sy kon na hom toe gegaan het. Hoekom het sy soos 'n hond op die grond gekruip? Hoeveel mense dink jy het op haar getrap? Onthou wat Yeshua gesê het, wie het aan my geraak? Wat sê sy disippels?
hier so 'n crowd. Hoe kan jy so iets vra? Ons kan nie eers draai nie. Ons word gesquash met al die mense. Waar dink jy dat sy gekruip? Waar was plek? So, ken jou woord. Vra jou familie. Moenie vir hulle Torah gee nie. Yeshua is die Torah. Hulle weet dit net nie. Maar wys, vra vir hulle, wat beteken dit? Hoe het sy geweet? Robe. Nie robe nie, hem. Of the robe. Hoe het sy geweet? En dan antwoord hulle al hierdie goed, nie? Dan sê jy, ja, maar onthou die woord sê daar was 'n crowd. So, kan jy in 'n crowd op die grond, hoekom sal jy daai keuse maak om daaronder uit te kom? Daar moet tog iets groter wees nie waar nie? Gee die verkyker. Maak haar of hom nuuskierig. Wat gaan daar berg gaan? Dan gaan hy nader sê, nee, jy's reg. Sy het nie nodig gehad om op die grond te kruip nie. Hoekom het sy? Cool, so jy maak jouself minder. So, hoe weet jy gaan eers by hom uitkom? Nee? Kom en sê, hier's Johannesburg. Hier's Jan Smuts Avenue op Johannesburg. Daar loop 'n man, hulle sê daar ergens in die middel van hierdie crowd, hier's 60,000 mense op Jan Smuts Avenue, wat nou stap, nee? Ergens in die middel is daar 'n man wat iemand kan gesond maak. Almal wat na hom toe kom, maak hy gesond. Hoekom besluit jy om te kruip? Jy kan jouself minder maak en voor hom gaan neerval. Hoekom moet jy kruip dat hulle oor jou loop en skop en jy sukkel jou dood om by hom uit te kom? Hoekom? Wat is die groter rede? Want daar is logiese antwoorde vir dit alles. Ja, sy het haarself minder gemaak, maar dis nie die rede nie. Sy kon haarself minder gemaak het deur voor hom neer te val, soos enige van die ander mense. Jy lees van almal wat voor hom neergeval het en het niemand weggewys nie. Sou hy haar weggewys het? Nee. Moes hy nou so dramaties gewees het? Sonder die verstaan van die wet en die profete, kan daai man wat mense gesond maak, net 'n gewone man wees, wat of magic tricks het, of hy's 'n geneesheer, of hy's 'n profeet. Hy kan 'n fantastiese profeet wees. Elia het mense gesond gemaak, Elia het iemand uit die dood laat opstaan. So hy's net 'n profeet. Hoekom aan die profeet se robe onderraak? As jy nie die wet en die profete ken nie, gaan jy nie weet wat om te doen met daai man nie. En dan kan daai man sommer net enige ou wees. En die Jood kan kom en sê, ons glo Yeshua was 'n profeet, maar hy was nie die Messias nie. Haar geloof was nie in die stories wat sy gehoor het, daar's 'n man wat mense gesond maak. Dit was nie in die stories wat sy gehoor het nie. Want môre hoor jy ook van 'n Messias wat gekom het. Almal het hom gesien op CNN of op 'n alien-tuig wat geland het en daar sit hy in die tempel. Hy maak almal gesond. Hy laat ewen vuur uit die hemel uit neerkom. Dis die Messias. Almal hoor dit en almal hardloop agter die vals Messias aan. Hoekom? Want hulle ken nie die wet en die profete nie. So jy moet vir jou familie wys, dit is net die wet en die profete wat die bewys, legitimate bewys gee van dat hy is die Messias. Sy het haar geloof gekry uit Maleagi, wat gesê het, the son of righteousness will rise with healing in his wings, kanaf, borders, daar waar die tzitzit, wat jou herinner aan die Torah aankom. En sy was bereid om te kruip op die grond en die fariseërs het haar geskop, jou menstruasie, unclean, nee? Mag jy tussen hulle gekom het? Hoeveel verwerping en ongelooflike harassment moes sy endure? En sy het dit nog steeds gedoen. Want, as hierdie nie die Messias is nie, hierdie is haar laaste attempt. Onthou wat sê die Bybel, haar geld was? Klaar. Hierdie was die laaste. So, sy was okay. Hulle kan maar unclean, hulle kan nou uitgooi uit die buite mure van die stad, maar sy gaan check, is hierdie uit die Messias? Want sy het 'n toets. Sy het 'n toets om te weet of hy die Messias is. As sy aan sy wings raak en daar's healing, dan is hy die son of righteousness. Jou familie, jou Christen maatjie en familie en whatever, weet dit nie, want hulle is vry van die wet en die profete. En Yeshua sê dit is die wet en profete wat hom legitimate die Messias maak. Nie wat jy voel, jou persoonlike ervaring, of wat mense sê nie. Want hoe weet ons, liewe Jesus was die Messias? Wat se bewyse het ons, hy was die Messias? Vra jou vriende, vra jouself. Want as jy nie, sonder die Nuwe Testament, kan bewys dat Yeshua die Messias is nie, glo jy,
op sand. Jou huisie is op sand gebou. Want die Torah, Yeshua, is die rots. Jou huis moet op rots gebou wees. As Satan kom en hy sê, het God regtig gesê? Wanneer die hele wêreld die anti-kris agtervolg, of nie agtervolg nie, volg. En die geeste, en die principalities, en die rulers, en die kings, en die queens, en alles kom saam, en begin vir jou vra, is jy doodseker? Want kyk, hier is die bewyse. Gaan jou geloof staan, want op wat is jou geloof gebou? My persoonlike ondervinding, my testimony, my getuienis. En nou begin hulle holspouk. Wat is 'n grappie? Hulle maak kanoes van Indiane se velle. Toe vat die een Indiane mes, so sê hy, "Jy gaan nie van my jou kanoe maak nie." Nou kom die vyand, nou pouk hy een hal na die ander in jou persoonlike getuienis. Of in jou persoonlike gevoel. Of in ek weet dat ek weet, nee, in die kerk, jy moet weet dat jy weet dat jy weet. Jy's gered. Nou, weet jy dat jy weet jy's gered. Dis waarop die geloof gebou is. Dis sand. En daai sand vat hulle, dan maak hulle silikon en hulle druk daai silikon chip in jou in en jy volg die image of the beast, want dit is op jou geloof, jou gevoel en jou ervaring gebaseer. Dis wat ek julle traai dwing om weg te kom van dat julle geloof baseer op wat hier staan. Want as jy nie weet wat hier staan nie, al wat jy het is jou geloof, jou oortuiging, jou gevoel en jou kennis. En as iemand jou kennis net 'n bietjie, het God regtig gesê, Eva, Gawa, het God regtig gesê jy mag nie van die boom van kennis eet nie? Is jy seker? Is jy seker dat dit gesê? Hoe vinnig? En sy was perfect, né? Sy was 'n size 10. Sy was perfect. Sy was immortal. Sy het al die kennis gehad. Sy het in die geesteswêreld gesien. Sy het met God face to face gepraat. En Satan het haar gevang. Daai stukkie wat ons daarin gesit het, was dit toevallig. Nee, die wêreld is so lief vir Jesus. Die Christen maatjies en familie en vriende is so lief vir hom. Want hy het vir hulle gesterf. Maar as daai liewe Jesus terugkom en hy sê, I never knew you. Go away from me. Of, nog voordat hy terugkom, as daai Jesus hulle nie rapture nie, soos wat hy blykbaar beloof het in die kerk, gaan hulle net so draai, want op wat is hulle geloof in Jesus gegrond? Die belofte dat hy gaan rapture, my God sal my nie deur die tribulation laat gaan nie, my God het my vrygemaak van die wet, hy het gesterf, sodat ek kan nie die wet onderhou nie. My Heilige Gees oortuig my, ek hoor hom praat met my, ek voel die Heilige Gees sê vir my, hierdie dinge wat julle doen, is 'n curse, julle wil my onder die wet inbring. My Heilige Gees, my God, my Jesus. Dit gaan oor my. Jy met die verkyker. Paulus sê, in season, wat is season, Moadim? Appointed times. In season and out of season, you have to be ready at all times to answer the reason for your faith. Is dit nie? So die verantwoordelikheid lê by julle. Jacques, dit was Jacques, nie, wat gesê het, ja, Moses moet maar opgaan, maar dan moet maar die verse gee. Nee. Want ek is nie daar waar jy met mense praat nie. En is nie 'n probleem nie, jy kan my WhatsApp, nou kan ek gou vir die verse gee. Is oké. Nee, is oké, ek doen dit baie. Maar is dit nie self verantwoordelikheid wat ons van met ons kinders ook het? Maar dis wat ek sê. Jy ingaan dan nie uitgaan. Die antwoord lê nie om 'n vers te gee nie. Die antwoord lê daarin dat jy verstaan. So as daai vraag kom en jy het daai ding self gelees, want ek kan vir jou die verse stuur om te gee en jy kan hulle gooi. Maar dit het nog nie binne in jou, oh, wow, hier is dit. Head knowledge om verse te recite. Die kerk doen dit baie goed. Baie goed. Dis nie die antwoord nie. Nou lees jy hierdie vers, dan maak dit, oh, yes, ek onthou nou van dit en dit. Dis waar jy moet wees, want terwyl jy daar met iemand staan, het jy nie die Bybel by jou nie. Is dit reg? Ons met die woord eet. Wie het gebid? Brood. Shavuot is die brood. Jy sal nie lewe van brood alleen nie.
maar van elke broodwoord van my Vader. Yeshua sê, ek is die brood wat uit die hemel uitgekom het. Julle vaders het dit nie eers geken nie. Ek is daai brood. So jy moet daai brood eet, dat jy vol is binnekant, sodat wanneer dit by jou geleentheid kom vir getuienis, dat jou getuienis nie gebaseer is op my ondervinding wat ek 7 jaar terug gehad het toe ek tot bekering gekom het nie. Want dit is al 7 jaar oud. Wat is groen en sit in die hoek? 7 jaar terug se getuienis. Dis bad, maar dit is die waarheid. Is dit nie hoekom ons dit verlewe nie? Jy weet met 'n lewendige getuienis bly, deurloop en groei. En so kom mense sien jou Shabbat, mense sien jy wil nie vark eet nie en hulle shan jou half naderhand as hulle daai goed nie verstaan nie. So you have to meet them where they are. Where are they? Hulle verstaan vir Paulus. Wel, hulle lees vir Paulus. En hulle lees die psalms. En hulle lees Matteus en Markus en Lukas en Johannes. So ek het 'n hele studie op YouTube oor Messianic mysteries. So nou gaan vat jy iets daar waar hulle lees. En jy gee vir hom of haar die verkyker binne in dit wat sy klaar lees. Sy wil nie hoor van Moses nie. Sy wil nie hoor van Jesaja nie, behalwe Jesaja 53. Ja, sy wil glad nie hoor van Jeremia nie. So gaan soek daar waar sy gaan hoor en gee die verkyker. En wys haar, nie jy sê vir haar nie, wys vir haar, wat doen ek met julle? Waar staan dit? Ek vra, dan antwoord julle my, dan sê ek, okay, waar staan dit? Nee, ek dink so. Dan sê ek, okay, kom ons gaan lees, waar staan dit? So ek leer julle, dis hoe julle dit doen, enigiemand kan doen wat ek doen. As jy gesnap het, dat enige antwoord of getuienis moet gebaseer word in die woord, dan is jy daar, dan hou jy die volgende kamp. Dis, glo vir my, jy moet net daai transformation of mind kry om te besef, hierdie ding is lewendig. Hierdie is 'n lewendige organisme. Ek het hom 30 keer al deurgelees. En elke keer besef ek, hoe min weet ek van hom. En ek ken hom seker beter as julle. Maar ek verstaan, hoe min verstaan ek nog. Want elke keer as ek daai vers oor en oor lees, dan sien ek nuwe goed. Hoe kan dooie swart woorde op 'n wit bladsy die heeltyd vir jou nuwe goed leer? As jy 'n storieboek lees en jy het hom 1 keer gelees, jy kan hom miskien 2 keer lees. Party storieboeke is goed, Wilbur Smith se boeke is goed, jy kan hom miskien 3 keer lees. Maar daar kom 'n versadigingspunt. Met hierdie ding, jy kan vir hom 1000 keer lees, en ek sê vir jou nou, die millennium van 1000 jaar, gaan nie genoeg wees vir ons, vir Yeshua om ons die diepte van die ding te leer nie. Die woord sê vir 1000 jaar lang gaan Messias die Torah vir ons leer. Let's go up to the mountain of Yahweh, let him teach us his ways, because from the mountain flows the Torah, and from Jerusalem comes the word. Vir 1000 jaar. Party van julle dink seker dit gaan 'n bietjie boring wees. Ek wil vir julle sê, as julle nou al voel julle verdrink in hierdie woord, kan julle dink hoe amazing dit gaan wees aan daai voet van die berg. En as julle net 'n bietjie van daai excitement by jou maatjie of jou familielid kan wakker maak. Want wat gebeur? If you search for me with all your heart, you will find me. So jy wil net daai bietjie nuuskierigheid, die verkyker moet net kyk, wow, kyk daai bokkies, ek kyk my lewe lank al vir 'n berg, ek het nog nooit daai bokkies raak gesien nie. Dis wat jy wil doen, net dit. En hoe meer jy daai brug bou, kan 'n persoon dan kom en sê, okay, ek wil nou weet, hoekom het sy aan die soem geraak? Wat gaan jy antwoord? Jy gaan nie 'n woord sê nie. Nie 'n woord nie. Jy gaan die Bybel vat en sê, lees jou freaking Bybel. Kyk hierso. Lees gou daar. Sy moet lees, want sy moet ontdek, want die woord moet hier ingaan by haar, laat sy dit sommer hardop lees, traai soveel as moontlik sintuie gebruik. Lees die woord, hoor die woord, lees hom hardop, en dink aan hom, kou hom. Onthou nou, sy het onder gaan raak. Wat sê hierdie? Dit sê wings. Wat is wings? Maak gou oop jou app. Kom ek wys jou. Jy het nie 'n app nie. Kom ek wys jou gou. Download gou hierdie e-sort app. Ek doen dit heeldag. Mense download heeldag. Ek wys ek hulle, want ek sê jy moet self kyk. Die mense wat ons Bybelstudies doen, nê? Almal van hulle kan vandag 'n concordance research doen, wat hulle nooit kon gedoen het
toe hulle in die kerke was nie. Want dis die tools wat jy nodig het. Nou wys jy aan 'n laaiser die app af, dan klik sy op Malachi 4, daar waar dit sê wings, dan sien sy dis kanaf, dan sê jy kan lees gou die definisie van kanaf, the four corners of the robe. Waar is die four corners of the robe? Google gou, hoe lyk die robe van die rabbis? Dan Google sy, dan sien sy met haar oë, dis 'n wit kleed met 4 hoeke, met sulke blou tossels aan. Wat is daai blou tossels? Kom, maak gou op jou Bybel daar by, waar is dit in Numeri? Lees gou daar van die tzitzit. Vergeet van, jy moet tzitzit dra. Yeshua het tzitzit gedra. So, wat is die tzitzit? Dit herinner jou aan die wet van God. So sy, lei jou maatjie, so sy het gegaan om aan wat te raak? Die tzitzit. So toe sy aan die tzitzit raak, wat blou is, kyk, nou kan jy op 'n rabbit hole afgaan met blou en rooi en pers, maar as jy daai spakel in haar oog sien, jy praat so 'n bietjie en dan moet sy die sinnetjie klaarmaak, uit die woord uit, en skielik gaan daai lig net aan. En môre het jy 'n nuwe maatjie wat jy kan saambring so kort toe. Ek weet nie hoekom ek dit alles gesê het nie, maar dit gaan oor getuienis. En ons sal moet begin wakker word. Ons getuienis kan nie gebaseer wees op 'n ondervinding van 7 of 8 jaar terug nie. Jou getuienis moet lewendig wees soos hierdie organisme. Kan ons 'n bietjie tyd spandeer in terugvoering van julle kant af? Vra iets wat julle ontdek het, iets wat dalk vir julle oopgegaan het, iets wat julle gou wil bespreek, want die laaste 20 minute van ons byeenkoms vandag gaan ons die verse lees en die gebede saam doen vir Shavuot. En dan gaan ons afsluit. So kom ons gebruik 'n bietjie tyd nou, ek gaan die mikrofoon opstel. Daar's altyd so baie vrae na kampe en goed. En julle almal sê altyd, julle het altyd so baie vrae. En daar's nooit tyd online om die goed te vra en wat ook al nie. So, vra julle. Dis reg. Ons maak 'n koffietjie dalk? OK. Maar dat ons met die deel wat ons saam terugvat van hierdie kamp. En iets wat ek nou lank al historiese kalender, soos ons almal maar storie met 'n kalender, wat ons weet niemand van ons regtig die regte kalender nie. Maar wat vir my amazing sin gemaak het nou, dat dit nou oopgegaan is, om te sê vir nou, wow, die maan is vanoggend regtig vol. En toe kom die woord wat sê 49 dae, 7 sabbatte. So die eerste dag na die laaste sabbat is die 50ste dag. So vandag is die 50ste dag en dit moet 'n Sondag wees, want die laaste dag was 'n sabbat gewees. En dis wat vir my ook gegaan het. Ek het op 'n stadium gedink, joh, maar ek weet hom nie. Die woord sê ons moet ons ouer broer Juda volg. En dis wat ek nou onlangs gedoen het en dit was my reg. En dis wat ek graag aan sal vasklou. Maar iets het gesê ons moet om vir hierdie fees en dis wat ek nie wegvat. Nou net dit sê. Dankie. Baie dankie. Daar's niks fout om die ouer boetie Juda te volg solank ouer boetie Juda die Torah volg nie. Maar waar ouer boetie Juda Kabbala en Judaïsme volg, hoef ons nie vir ouer boetie Juda te volg nie. So ons wag nog vir die openbaring van Juda. Ons wag nog om Juda te herken, die ware Yahuda. Maar intussen het ons die Jews from the Synagogue of Satan. En as ons gaan kyk na 'n klein dingetjie, nou met die openbaringsstudies, wat se name vir die maande is in Judaïsme? Tammuz. So die Jood vier Nisan is 'n naam van 'n god. Nisan is die eerste maand van die Bybelse kalender. So nou vier ek Pesach, maar ek noem die maand Nisan, wat 'n afgod se naam is. En ek dink Tammuz is die 4de maand. Nou vier ek Shavuot, net na Shavuot, nou sê ek dit is Tammuz. Tammuz word in die Bybel genoem as 'n afgod. Dis dieselfde as die ou wat praat oor die Jesus wat vir hom wink, maar hy het 'n menorah op sy tafel. So dis hierdie Babylonian mix. Ons ouer boetie Juda het die Torah en die prophets, maar hy mix dit met Babylon. 13 maande, en die maande is name van afgode, en as daar 'n klomp ander goeters ook, wat ons bespreek wanneer ons kom by die openbaring gedeelte oor the Jews of the Synagogue of Satan. Onthou, want Satan kan nie, die vals god, kan nie uit enige ander nasie uitkom, of uit enige ander huis uitkom, as die huis van Dawid nie. Want die Messias kom uit die huis van Dawid uit. So die anti-Messias
moet mos nou lyk soos die Messias. Die anti-Messias moet mos die wêreld deceive om te dink hy is die Messias. So kan hy uit enige ander plek uitkom as uit Juda uit. So daarom is dit nie snaaks dat Juda tegelijkertijd die royal tribe is en die messianic tribe is en tegelijkertijd is hy die beast en die hoer van Babylon tribe. Want uit dieselfde tribe, uit dieselfde huis kom die vrou en die hoer, kom die Messias en die beast. Dit kan nie anders wees nie, want anders is dit nie 'n misleiding nie. Want as die antichrist met 2 horingkies kom en lyk soos Boeddha, gaan julle mos nie deceived word, nie? Nee? En die deception word spesifiek deur Yeshua genoem, hy waarsku nie die wêreld om nie deceived te word nie. Want die wêreld word net so gedeceive. Sy issue is met sy close companions, met hulle wat hom volg en dien en ken, en sy disciples is. Hy sê vir hulle, pas op dat julle nie mislei word nie. Sê nie, daar's altyd, dis wat dit so moeilik maak, daar's altyd goed en sleg. Ek meen, mense wat ons alle dag mee omgaan, en ons sê nou Jews of Sinne of Suiten en whatever, uit ons eie Afrikaner mense, as goeie mense met regte bedoelings en goeie hart, en dan is daar die ou wat jy moet, in ons eie gemeenskap, ek meen in jou eie geloofsgemeenskap, as dit vir jou om selfsugtige begeertes van dit moet minder word, jy moet die mindere wees, stel jou naaste ewen bo jouself. Want sodra dit oor jouself gaan, dan is die intensie klaar verkeerd. Dan worry jy nie om trap op hierdie ou dat ek net bo kan uit. En dan gaan jy dieselfde met jou verlosser wil doen. Ja. As ek net vandag kyk na 1 of 2 Jewish rabbis, nee, en ek hoor hoe praat hulle teen, byvoorbeeld Zionisme, dan het ek 'n ongelooflike groot hoop dat die ware Jahuda besig is om op te staan. Want daar's 'n groot teenkanting van Joodse rabbis, wat nou nie in Yeshua glo nie, maar hulle begin agterkom dat ons vir die afgelope ons Jode het nou vir die afgelope 2000 jaar Talmud gevolg. En is asof daar 'n ontwakening, net soos onder ons Gentiles, kom daar 'n ontwakening dat ons moet terugkeer Israel toe. Dis asof daar 'n klomp rabbis is wat hulle sinagoges bring na 'n ontwaking toe en begin waarsku teen Zionism. Julle weet wat is Zionism. Hulle waarsku teen Zionism en hier en daar begin ek bietjie sien dat hulle lees al hoe meer en meer die Torah en die prophets. Wat amper in die meeste sinagoges die laaste 2000 jaar, lees hulle prayer books. En hulle lees Talmud en hulle volg Talmud. En as hulle die hele Talmud gekoop het en hulle $18,000 gespandeer het, dan is hulle baie chuffed as daai boeke so staan. Want ons mos 7 boeke net oor Shabbat. Vol reëls en regulasies. Exactly, the traditions of the fathers. En om daai rift te verstaan tussen die traditions of the fathers en die Torah, is waarmee die kerk mislei word. Want die kerk dink, dit wat die Yeshua die fariseërs van beskuldig het, was dat hulle Torah onderhou. Maar in Yeshua se tyd, het Yeshua al gesê, die mense wat Talmud onderhou, is die saad van die slang. Hy het gesê, ek weet, julle pa is Abraham. Ek weet, julle is van Israel. Ek sê nie, julle is van 'n ander nasie nie. Julle is die covenant nation. Maar julle is tegelijkertijd in die covenant, in die gekose nasie, is julle the seed of the serpent. Want die mixing moet binne in die tempel gebeur, vir God om aangeval te word, en vir Satan om God te vervang, en om deceived te word. Satan kan God nie vervang, as Satan in 'n boeddhiste of in 'n kerk tempel sit nie. Satan moet in 'n Joodse tempel, in Jahuda, in Jerusalem, onder die Jahudim sit, om die wêreld te deceive dat hy die God van Jahuda is. Dis wat Babylon is. Ek het weer eens, julle moet my YouTube page gaan ondersoek. Ek beloof vir julle, daar's baie. So daar's 'n hele teaching wat genoem word Genetic Manipulation, Age of Reason and the Noahide Laws. Daar's video's wat genoem word The Jews from the Synagogue of Satan. Daar's 'n video Jerusalem the Whore or the Bride. So gaan werk deur dit. In kort, die Talmud en die Jode van vandag, wat duidelik in die woord genoem word as the rulers in the end days, en as jy gaan kyk na wie is die rulers vandag, hulle is Joodse elite. Okay, en dit sê duidelik daar, they will
rule the world. Hoe gaan hulle die wêreld rule op die einde van die dag? Hulle moes al jare terug begin het om sistematies die endo-rulership in te bring. So in daai video's vat ek jou terug so ver as, ek dink die oudste president wat voor Ronald Reagan was, Jimmy Carter. Jimmy Carter het die eerste Noahide Law Agreement geteken. So dit is al jare, dis al dekades terug ingeteken. Dis wat ons noem die blou wette, want die hoer van Babylon het nie blou in haar klere nie, né? Sy het mos net purper, die vals Messias, die rooi bloed, en sy die vals koning, die pers. Nou die blou bring hulle in met hulle dormante sleeping laws. So die Sunday law is 'n blou wet. En hierdie Noahide laws is klaar goedgekeur en geconstitutionalized en gepromulgate. Dit beteken, jy kan nie 'n wet net sê, okay, hier is 'n nuwe wet, môre hou ons hierdie wet nie. Hy moet deur 'n proses gaan. En die blueprint. En as daar geen opposition is teen die wet nie, word hy gepromulgate, maar hy word nog nie ge-enforce nie. So hy lê in slaap vir die dag. Wat is daar een liedjie? Nee. Hotel California, and the dragon was, the beast was sleeping, but she was crying, and they were stabbing the beast with their knives. Wat is daai liedjie? Anyway, luister 'n bietjie die woorde. Daai beast lê in slaap. Dis 'n bekende liedjie, maar as ek gaan hom nou soek, gaan ek of julle speel, julle ken hom. I heard it slowly sound. It wasn't roaring, it was weeping. Anyway, so daai blou law, die oomblik wat die New World Order in plek kom, gaan daai Noahide laws toegepas word. Dis 7 wette. Nou wat, en onthou nou Carter en Reagan en Donald Trump, hulle almal, ek het vir julle foto's op daai video's van almal waar hulle staan met al die rabbis rondom hulle, dan teken hulle, want hey, Noahide laws is amazing. Rabbi, nou het ek sy van vergeet, so groot vet rabbi, hulle sê amper hy wil amper die Messias gewees. Wat is sy naam? Og van Bashan. Nee, Og van Bashan nie. Die ander koning wat so vet was, toe steek hulle hom, toe verdwyn die vet tussen, die mes tussen sy vet. Hy het my eendag vasgevra met dit. Ja, dis 'n paar jaar terug, hy praat oor hierdie stuk in die Bybel. Hulle het nie sy regterkant besoek. En toe sy mes aan die linkerkant, ja. Ja, so Baie cool. En daai stories is baie cool. So die 7 Noahide laws sê die Christen wêreld wat saamstem en die regering wat saamstem en dan al die Jode. Sê toe Noag uit die ark uit geklim het Jehovah vir Noag die Torah gegee, maar vir die res van die Gentile wêreld is daar net 7 wette wat Noag hulle moes leer, wat hulle gaan maak dat die wêreld nog steeds in righteousness gaan wees. En dit is nou baie basic wette. As jy die 7 wette deurgaan, dit lyk heel cool. Jy weet, jy mag nie fornicate nie, jy mag nie animal blood drink nie, jy mag nie animals drink wat verwrig is nie. Hulle gaan courts of law oral opstel. So dis 'n paar wette wat heel cool lyk. Jy mag nie afgode aanbid nie. Maar as jy die wette bietjie gaan oopbreek, dieselfde met Agenda 2030. Dis mooi. Daai 17 Sustainable Laws for Development. Dis cool. Hulle wil die water beskerm, die diertjies, die plasies, maar gaan lees bietjie die fyndruk van al daai wette. So met die Noahide laws, en dit het toe ons in Jowat gemaak dat ons maar lekker teleurgestel word in ouer boetie Juda toe ons Israel toe is. Want daai ou het vir ons geskree, julle is honde. Julle mag nie Shabbat hou nie. Julle mag net die 7 Noahide laws hou. En as julle enige van die 7 Noahide laws breek, gaan julle doodgemaak word. Onder die wet van God. Toe sê ek vir hom, wys my die 7 Noahide laws in die Bybel. Obviously kon hy mos nie, want dis in die freaking Talmud. Daar bestaan nie 7 wette vir die Gentiles nie. As jy Gentile is, doen jy wat jy wil. Jy volg jou eie oë. Jy doen wat reg is in jou oë. Maar as jy aan Jehovah behoort, volg jy die Torah. Daai 7 Noahide laws is klaar gepromulgate en gaan opgebring word en enige iemand wat iets anders aanbid as die Messias van die Jode, dis hoekom ek sê die Antichrist, die Jode moet hom inbring. Want as jy iets anders aanbid as daai Messias, word jou kop afgekap. Gaan lees die Noahide laws, hoe execute hulle, beheading. Dit is nie funny, dit is nie toevallig nie, dat die Bybel sê, they will be beheaded. Okay, dit is baie evil. En Rabbi, ek gaan nou op sy naam kom,
Die ou voor Donald Trump was, ja, die Bushes. Die Bushes het 'n vakansiedag uitgedekleer. As iemand gou kan Google, National Day of Education in America. Daai dag is hierdie rabbi wat die 7 Noahide laws ingebring het, sy verjaarsdag. Wat Amerika ingebring het as National Educational Day. Okay. Maar kyk daai video's, dit gaan jou baie help. Age of Reason. Ek dink dis dieselfde video ook. In daai video se naam is Genetic Manipulation, Age of Reason, Noahide Laws. Want hulle gaan hand aan hand. Maar van daar af moet jy uitgaan na Joseph Synagogue of Satan, Jerusalem Horror Bride. In daai playlist, End Times, daar's 2 End Time playlists oor Deception in the Church and Jewish something, Deception under the Jews of so ietsie, or Jerusalem of something. Daai 2 playlists kan jy deurwerk. Dis baie informasie, sorry. Schneerson, Rabbi Schneerson. Rabbi Mendelssohn Schneerson. Hy is klaar dood, maar hy was amper as die Messias gehuil. En hy word gehuil vandag nog wêreldwyd as die rabbi. So, toe Yeshua gepraat het, het hulle gesê, hy praat met authority, nie soos die rabbis nie. Wat beteken dit? Want die rabbis kan nie self praat en jou iets leer nie. 'n Rabbi kan net leer wat hy by sy rabbi geleer het. So Paulus het geleer by Gamliel. So wanneer Paulus uitgaan, moes hy Gamliel ken van voor tot agter. Want in the name of Gamliel bla 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 bla, dan praat hy. Dis hoekom hulle, hier sien nog 'n ding wat jy jou Christen vriende kan vra. Wat beteken dit? He speaks with authority, not like the rabbis. Die rabbis het met authority gepraat, that's the issue. He's got no backing. He's not referring to a rabbi this in the name of rabbi that in the name of Rabbi Schneerson, who says this, want luister na die sinagoges vandag. Wat praat hulle? Lees hulle Torah en profete? Nee, hulle sê, in the name of Rabbi Schneerson, he said this and this and this and this. Ek net gaan hierdie ding sê. In wat se autoriteit het Joshua gepraat? Sy vader. Wie vandag praat in die naam van Jehovah? Jehovah sê dit, Jehovah sê dat, doen die kerke dit? Nee, die kerke doen in die naam van Paulus. Wat doen die Jode? In die naam van Schneerson. Jew and Gentile must come back into covenant, and back to the olive tree. Niemand gaan verstaan wat's covenant nie, want die new covenant maak jou vry van die covenant. So jy het nie 'n covenant nodig om in covenant te wees nie, want jy's vry van die covenant, maar jy het gesondig teen die covenant. Hy sterf vir jou sodat jy in covenant kan kom, maar jy's nie in covenant nie, want jy's vry van die covenant. So dis 'n dichotomy. Jou brein gaan uitbrand as jy te gelykertyd wil verstaan, iets is vernietig waarin jy hoef in te kom. So ek moes in dit ingekom het, maar nou hoef ek nie meer nie. Want die een wat die pad oopmaak om terug te kom, het sommer die pad vir my verbrand. Ek hoef nie meer in te gaan nie. So wat nou? So jou logiese kant van jou brein, met jou artistiese kant van jou brein, jy kan dit nie komprehend nie. Want dit praat teen mekaar, terwyl die woord sê, die woord moet die woord uitklaar. Die woord sal nooit teen die woord gaan nie. Maar ons breine kan nie iets verstaan waar 2 goed teen mekaar gaan, wat veronderstel is om dieselfde ding te wees nie. So hulle gaan dit nie verstaan nie. Want hulle is geïndoktrineer vir te lank, dat dit wat daar geskryf staan, nie meer saak maak nie. So hy verwys die hele tyd terug na die Torah toe. So hoekom het die Christene worry oor, en Paulus is beautiful, daar's niks fout met Paulus, nie glo vir my, maar die Christene verwys na Paulus toe, met 'n twist, en die Jode verwys na die Talmud toe. Maar Yeshua verwys na die Vader toe, en dis al wat saak maak. Met 'n twist, hè? Dis belangrik dat jy sê met 'n twist, soos dit hulle pas. Ja. En dis education, né? Education and sharing. Education and sharing. So waar hulle educate ons to be controlled. Wat het 'n Joodse rabbi uit te waai met die education systeem van die United States of America? Interessant, nee. En die mense wil vir my sê, the Jews from the Synagogue of Satan are not ruling the world. Ja, want onthou, wat is Babylon? Babylon is, die issue is nie Babylon nie. Ja, gee graad om vir Babylon. Jy kan Babylon bly as jy wil. Dis wanneer sy mense Babylon binne in die kamp inbring. Want wanneer het Aviv Nisan geword? In Babylon. Toe daai exile van 70 jaar Babylon toe dit gebeur het,
Het Esdra en Nehemia teruggekom, het hulle genissan en getamoes en al die goed? Nee. Lees bietjie. Esdra en Nehemia het die mure herbou. Hulle was konstant in fasting and prayer. En hulle het nie enige twistings en goed gedoen nie. Hulle was getrou aan Jehovah gewees. So, hoeveel mense het agtergebly in Babylon? Baie. En toe daai ouens begin om hulle strukture te bou van, ons het nou leiers nodig, so jy's 'n scribe, jy ken die Torah goed. En daar het hulle begin deurmekaar raak met die esoteriese kant van Babylonisme, wat in fact Babylonse mysticism, die mystery van Babylon, is ouer as wat Babylon is. Want Babylon het dit gekry by Egipte. En Egipte het dit gekry by Babel. En Babel is Nimrod en Semiramis en Tammuz. Dis hoekom Tammuz verheerlik word in Esegiel 8 in die Bybel binne in God se tempel. Dis hoekom Tammuz verheerlik word op die Joodse kalender. Dis hoekom Tammuz verheerlik word op die Christen kalender. 25 Desember is Tammuz se verjaarsdag. So Tammuz word tans verheerlik deur die twee grootste religions in die wêreld, Christene en Jode. Word Tammuz verheerlik alreeds. Both Jew and Gentile. Ons kom uit beide daai goed uit, terug na die olyfboom toe. En dit is 'n wêreldwye ding wat maklik aanvaarbaar is en nou word hy ingebring in die government, United Nations word hy ingebring. Religion word in die government ingebring. Religion is telling the government what to do. Amerika sê nie vir die Jode wat om te doen nie. As julle verstaan wat in die wêreld aan die gang is, sal julle sien dat die Jode sê vir Amerika wat om te doen. Maar dis 'n lang studie. Antisemitisme is gestig deur Jode. Die rede vir dit is sodat wanneer jy agterkom en jy bewys, en ek het 'n paar sulke dik boeke, dink Arno het een van hulle gelees, met fisiese bewyse in die government systeem, hoe die Jode alles beheer en twist en change. Diana se dood, 9/11, ons 'n paar dinge, julle wil nie weet nie, dis freaking amazing. COVID, kan vir julle gou-gou 'n paar videoetjies wys, van waar hulle in die councils van skole, waar COVID afgedwing is, waar die ouer opstaan, en dan gee hy 'n lys van die hele COVID raad, wat daar sit. Dan sê hy, you've got dual citizenship with Israel. You are this and this name, you've got dual citizenship with Israel. Deal. Daar's net een ou op die board of directors van die educational system, wat nie dual citizenship het met Israel, wat who pretend to be Jews, but they're not, that's from a synagogue of Satan. Pfizer, Moderna, wie's hulle CEOs? Dual citizenship with Israel, they are Jews. Hulle maak hom stil. En na sy minute verby is, dan loop hy uit, dan skree hy nog duisende ander name uit. So, dit gaan nie daaroor om die Jews sleg te maak nie. Hulle moes antisemitisme inbring, sodat hulle kan wegkruip agter dit. Want as jy sê, jy is 'n Jew, oh, you are anti-Semite. And if you're anti-Semite, you need to shut your mouth, because it's illegal to be an anti-Semite. So, dit is 'n baie lekker front. En die Jode is die slagoffers. Die ware man, vrou en kind, wat 'n Jahudim is die slagoffers. Net soos wat hulle die slagoffers was, tydens die Holocaust. Wie het die Holocaust veroorsaak? Wil jy weet? So gaan lees die briewe van Albert Pike. Dis in daai video's. Waar Albert Pike sê, we will, en waar die Joodse rabbis wat Zionists is. Want wat wil die Zionist doen? Hy wil Jerusalem regkry vir die Antichrist. So, hulle beplanning, jare voor die Tweede Wêreldoorlog, hulle beplanning in die Eerste Wêreldoorlog, was al om die Russian Tsars uit te kry, en om Germany in te kry, want die hoeveelheid Jews, wat in Europa gebly het, en geprosper het, was baie. En daai Jode wou nie teruggaan Israel toe nie, want Israel was 'n heap of dust. So, hulle moes Europa so radikaal onmoontlik maak om in te bly, dat die Jode geen keuse gehad het as om terug te trek in 1948 nie. En wie het 1948 laat gebeur? God of die Rothschilds? Rothschild, Red Shield. Wie het Red Shields? Die Crusaders. The Knights Templars. Gaan terug so ver as Constantine met sy rooi shields. Hierdie stories kom ver.
wanneer julle die 2-3 Bybelstudies doen. In die boek van Konings, Judges en Joshua, is daar ongelooflike baie mysteries vasgevang van die verrotting van binne die kamp af. En 80% van dit is die verrotting van binne die kamp, van binne die stam van Juda. Dis amazing om te sien, hoe die priester of die prins van Juda, want wie het die hoer ingebring, toe Phinehas hulle doodgesteek het? Die prins van Juda het die Canaanite Babylon hoer ingebring en gefornicate by daar waar Moses en Aaron en Joshua op hulle gesigte lê en huil voor die tabernakel. Hierdie goed is nie toevallig nie. So antisemitism is hulle wegkruipplek. Nee, lees jou Bybel. We know the end of the story. Die grootste Pride festivals is in die stad van God. It's amazing, no? Amazing, no? Ja, want onthou, Sodom en Gomorra was nie net 'n dorpie nie. Sodom en Gomorra was alreeds, buiten dat dit 'n stad was, there was a porthole. There was already a porthole. Because hoekom wou die man so bitter graag? Was dit net omdat hulle seksueel bietjie lus was? Dat hulle met daai engele wil fornicate. Ons weet hierdie is engele. We need to interact with them. Sodom en Gomorra was nie net 'n hierdie staatjie gewees nie. Ja. Hoekom gebeur slegte goed in hierdie wêreld? Ons is terug daar, want ons is nie uitgesorteer nie. So, in dit, ons gaan nou praat. En dit te vra weer na die tyd van Mada, my ding was, wat ek geantwoord het verkeerdelik, daar staan, Yeshua sê, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, net soos in die hemel, so ook op die aarde. Maar ek het ophou lees, by laat u wil geskied. So, hoe is Abba se wil, net soos in die hemel, so ook op die aarde? Terug na die original plan. Sy plan is nog altyd tuin van Eden. So die moeilikheid is, hy wil hê, sy wil moet wees perfek soos dit was in die tuin van Eden. Toe sit hy, sê vir Adam en Eva, eet van alles, maar nie van die boom in die middel van die tuin. Toe kom die slang en sê, het hy raar sê, bla bla bla, en toe kies Eva om nie te luister nie. Net soos as Abba ook sê, ek sit vandag voor jou seën en vloek, lewe en dood, maar ek raai jou aan, kies die lewe, nie? So het hy vir Gawa en vir Adam ook die keuse gegee. En dis die ding, hy gee vir ons die vrye keuse, maar hy gee vir ons sy Torah, wat lei tot die lewe, wat die boom van die lewe is, wat die ewige lewe is, wat Yeshua is, alles, nie? Maar toe kies Gawa hulle om nie te luister nie, en toe sê Abba, vers 17, Genesis 3 vers 17, and to the man he said, because you have listened to the voice of your wife, dat my nou eintlik dink aan die hoer, maar Abba het vir hom die vrou gegee, maar omdat hy gekies het om nie vir my te luister, hy het gekies om vir 'n mens te luister, and you have eaten of the tree of which I commanded you, moenie eet nie, saying, do not eat of it, wat dan daarvan. Cursed is the ground because of you. In toil you are to eat of it all days of your life, and the ground shall bring thorns and thistles for you, and you shall eat the plants of the field. So, toe sit hy die enge voor met die flaming swords, en ons kan nie weer teruggaan nie. Hoekom nie? Want ons is nou corrupted, nie? So, jy kan nie meer in my perfecte original plan operate nie. Nou gaan jy in 'n cursed world in. So, ons is vandag in 'n cursed world, as gevolg van ons eie keuses. Ons kan nie sê as Adam en Eva nie, dis ons. Want vandag nog, weet ons wat sê die woord, en as ons nie weet nie, die woord is die woord en is onverander. Maar ons kies as mens verkeerde goed, in hierdie cursed wêreld. So, hoekom word daai vrou verkragt, op pad na die Shavuot kamp toe? Sy het nie gekies nie, maar ons is in 'n cursed wêreld, waar 'n man dit kies. Oorspronklik, wou Abba gehad het, hulle moet vir ewig lewe, want hulle het liggame gehad wat gaan vir ewig lewe. Maar toe kom ons in hierdie cursed wêreld,
en ek het dit as 'n gebroke wêreld, maar jy staan cursed wêreld, waar jy wel gaan doodgaan, waar jy wel gaan siek word, waar jy kan kanker kry. Hoekom gaan 'n jong ma met jong kindertjies dood van kanker? Want ons is in 'n cursed wêreld. Wat van die begin af deur die mens se keuses cursed is. Ja, en ek weet ek is nie Adam en Eva en Gawa nie, maar ek hou nog steeds aan om te doen wat hulle gedoen het, net soos die res van die wêreld. So, dis nie Abba se wil dat hy moet verheerlik word op die einde nie, op die einde word hy deur alles verheerlik. En Abba is bewus van alles wat gebeur, maar weer eens het hy in 6 dae geskep. So hy kan al die goed net gaan stop en sê, Yeshua kom terug, stop hierdie wêreld en, maar die tyd moet vol word vir die 6000 jaar wat hy van die begin af uitgesit het. Want anders as hy nou gaan sê, hy stop op 5500 jaar, wat ook al, dan is hy nie meer Betroubaar. Abba en betroubaar nie, want hy gaan nou teen sy eie woord. En dit gee vir al die ancient intelligence en so is ons nou eintlik die grootste en die beste en ons het. So Abba gaan wag en dit maak sy hart seer om al die goed te sien. Maar dit is as gevolg van ons keuses, wat al die slegte goed gebeur. Die mens, as ek sê ons, dan praat ek van die mens, want jy kies nie om kanker te kry en dood te gaan en jou kinders en jou man alleen te los agter nie. Maar Abba sien hierdie goed, en ja, hy laat dit ook toe, want hy het gesien, Eva, moenie eet nie, Adam, moenie eet nie. En hy het gesien hoe kies hulle dit. Dit maak sy hart seer, maar hy het ons 'n keuse gegee. En as gevolg van ons keuses, van destyds en nog steeds vandag, is dit 'n cursed world. Maar hoekom het al die disippels op so 'n aaklige manier gesterf? Want die wêreld haat God. En as jy vervolg het. En baie mense vra, hoekom moet dit so moeilik wees? Hoekom? Dis onregverdig. Ons het nou vir God lief, nou gaan ons kop afgekap word en ons word vervolg en ons word onderste bo gekruisig. Dis nie, nee, dit het niks, dit is nie die issue nie. Die groter, julle moet op die berg klim en begin om die groter prentjie van God se perspektief af te sien. Dis wat jy dink, dis 100% terwyl jy in die crowd is. Maar dit gaan nie die vrae beantwoord en in die laaste tyd gaan mense vra, hoekom moet ons nog in God glo? Want, okay, ek is nog vol sonde, maar ek het nou opgehou sonde doen. Ek het nie die merk van die dier gevat nie, ek hou Shabbat, ek doen Shavuot, ek het tot vergifnis vir my skoonma gevra, of whatever. Hoe kan God nog steeds hierdie goed doen? Wat gaan jy dan antwoord? Want jou antwoord was, jy is vol sonde. So wat gaan ons antwoord wees nader aan die einde toe? As ons nie op gaan klim teen die berg en die groter prentjie gaan begin raak sien nie. Hoekom het hulle so verskriklike dood? Hoekom het Joshua? Het julle al ooit aan gedink? Wat het in die Romeinse soldate ingevaar om hom tot 'n palp te slaan? Het die Romeinse soldate al die ander mans wat gekruisig was daai dag tot 'n palp geslaan? Ek vra julle nou moet julle my antwoord, julle is mos nou kenners. Gaan vra julle Christen vriende. Hoekom is Joshua tot 'n palp geslaan? Kom. Ek dink hulle was bedreig. Wie was bedreig? Wie het hom tot 'n palp geslaan? Die Romeinse soldate. Waartoe was die Romeinse soldate bedreig? Nee, wag nou. Ek volg jou ding nou. Daar was 3 mans daai dag gekruisig. Wat het gemaak dat hulle Joshua tot 'n palp geslaan het? Want hy het homself as die koning bekend gestaan aan hulle. Sekere gees. So kom ons vergeet gou-gou van die gees. Kom ons hanteer een ding op 'n slag. So die fisiese ding, koning van die Jode. Kom ons maak 'n doringkroon. Ons sit dit op. Ons sit vir jou pers jassie aan wat als profeties amazing is. Hulle het nie geweet hulle doen sonder dat hulle weet. Ons slaan jou op jou kop, laat jou kroon lekker vassit in jou kop, né? Nee? Nou het ons jou klaar gespot. So hulle het gespot met hom as koning. Jy sê jy's koning van die Jode. Kom, koning van die Jode. En hulle buig. Die tempel sal afgebreek word. En dis wat hulle Ja, maar die Romeinse soldate was nie daar toe hy dit gesê het nie. Maar dis 'n profesie wat vervul word. Korrek, my vraag is, hoekom het die Romeinse soldate Joshua tot 'n palp geslaan? Was die Romeinse soldate deur hom geoffend? O, koning van die Jode! Nie op aandring van die Het die fariseërs gesê, kruisig hom, of het hulle gesê, slaan hom eers tot 'n palp? Die groter prentjie op die einde van die dag moet julle verstaan, en dis dieselfde antwoord oor, hoekom is elke disipel, want arme Johannes was ook in olie gegooi, né? En toe Patmos toe.
Maar en hoekom ons wreed vervolg gaan word. Ek sê julle nou, nie almal van ons nie, maar sommige van ons. En hoekom die Bybel dit goed voorspel, want daar's 'n groter ding aan die gang. Daar's 'n haat. Want Satan haat God. Dis 'n groter prentjie. Dit het niks met jou te doen nie, want onthou nou wat gebeur. Nou kom dit in die moeilike tyd. Daai disippels. Maar Joshua, ons volg jou. Nee, hoekom moet Petrus onderste bo gekruisig word? Hoekom red jy hom nie? Wat sê hulle vir Joshua? Weet, waar's jou God nou? Roep jou God nou aan. Nee? In die laaste dae sal die mense vra, waar is jou God? Want alles bly dieselfde, niks verander nie. Wys my jou God, want jy gaan deur moeilike tye. Lees Dawid se psalms. Dit gaan goed met die wicked, maar ek volg nie. Hoekom gaan dit sleg met my? So, hoe gaan ons daai, want onthou wat ek julle vroeër gewaarsku het, né? How are you going to endure? Want ek praat nie nou van ander mense nie. Hoe gaan jy voel? Jy is gehoorsaam. Jy is lief vir God. Jy het jou hele lewe gewy aan hom. Nou word jy vervolg. En Satan kom net en hy sê, is jy seker? Jy's besig met die regte ding. Want kyk daar. Kyk hoe lekker gaan dit. En hulle aanbid die God van die profesie. Want hy kan nie kom met vals goed nie. Hy kom uit die woord uit. Is jy seker? Dieselfde met Staan. Bestaan net. Ek nie gesien. dieselfde ding. Ja, want Joshua sê jou eie familie Daai Heilige Gees wat in hulle is 'n gees van haat. Het julle 1940 uit die fliek al gekyk? Wie van julle het 1940 uit gekyk of gelees? Wie was die mense, van waar af het die intelligence, die informasie gekom vir die mense wat getransgress het? Radio, ek het die oog in die goed, maar van waar af het die intelligence gekom? Want jy kon wegkruip partykeer dat die radio in die oog jou nie sien nie. Van waar af het die intelligence gekom, wat hulle gekom het om te sê, kom kyk gegaan na daai een, hy doen dit en ek het hom gesien. In daai fliek, in daai boek, dit was die kinders. Jou, die man se eie kind was loyaal aan Big Brother. En omdat ek my pappa lief het, wil ek hê my pappa moet gehelp word op die pad van die waarheid. So ek kan sê vir Big Brother, dat my pappa is besig om 'n boek te lees. Want jy mag nie in 1948 boeke lees nie. 1984, die fliek, sorry, 1984. Interessant, nee, 1948 en 1984. En Big Brother het pappa kom haal, en Big Brother het pappa gaan oriënteer in the Ministry of Truth. The Ministry of Truth was die polisie wat jou torture het, tot jy sê, Big Brother is God. En dan word jy gerelease. En in die Ministry of Truth het hulle want die ou vra, hoekom torture julle my so, hoekom maak julle my nie net dood nie? Dan sê die Ministry of Truth, en dis dieselfde met Jehovah. Satan doen niks anders as wat Jehovah doen nie. Dan sê hy, as ek jou wat opstaan teen Big Brother doodmaak, dan gaan lê jy in die graf, dan sien al die mense, daar lê 'n man wat doodgemaak is deur Big Brother omdat hy opgestaan het. Ek wil jou transform. I want to make you a disciple, send you back into the world. En dan daar kan jy, want jy het opgestaan, jy het gerebelleer, jy ken die tekens, jy kan anders sien wat rebelleer, en jy kan hulle vir my convert. I'm making you a disciple to go make disciples. Dis presies wat Jehovah doen. Dis hoekom mense wil weet, hoekom laat hy slegte goed gebeur? Hoekom maak hy Satan nie dood nie? Want dan gaan die ander engele sê, daar lê covering Gerub. Daai Gerub was die covering op die troon. En hy het een dingetjie gevra, is God regverdig? Jy weet, ouens, is God regtig is hy besig met die regte ding hier? En God het hom doodgemaak, daar lê hy. Toe word hy gesilence. Verstaan jy? Daai covering Gerub was eintlik reg, want hoekom word hy gesilence? En God is verkeerd. Presies. Want daar is hy so almagtig as kom wys hy nie net hoe groot en Exactly. Selfs met jou kind. Jy sê vir jou kind, moenie spring nie, jy gaan val en jy gaan jou been breek. Jou kind luister nie. Nou staan jy terug.
jou kind, dit is bad, laat jou kind val, want jy het 6 kinders, nee? Laat jou kind val en sy been breek. En hy kom tot die besef, my ma se reëls is actually nie so bad nie. Nou dat ek met hierdie cast op my been sit en sukkel dag na dag met my gebreekte been, besef ek my ma se reël, wat gesê het ek mag nie spring op die bank nie, is die beste. Wat 'n beter disipel het jy nou, onder jou ander 6 kinders, as hierdie kind wat uit eie ondervinding, dis die 6000 jaar ding vir ons. Jou familie en vriende, wanneer dit sleg gaan, sê God laat dit toe. God het klaar sy perfekte plan hier vir jou geskryf. Ons as Adam en Chava, living man, is buite daai plan. Die feit dat jy kanker kry of verkragt word of doodgaan of jou kind gaan dood, is bad. Gaan hy al by sy voete, maar is sy skuld nie. Hy sit nie in die hemel en sê, enie, menie, manie, mou, vandag kies ek jy word verkragt. Vandag, laat my wil is, dat jy vandag verkragt word. Wat 'n God is dit? Maar die kerk leer, dis sy wil. Wat leer die kerk die mense? Geen wonder, die jong mense wil nie kerk toe gaan nie. Want wat 'n God is dit? My kind gaan dood aan kanker. Toe maar my suster, dit was God se wil. Hy het net sy blommetjie kom pluk. God kan, man, hy kan 10 ander blomme gaan pluk. Vir wat soek hy my kind? Het jy nie genoeg blomme in die hemel nie? Wat dink jy Boetie en Sissie? Toe ek was, wat was ek? 6 of 7, toe is my sussie dood. Sy was in matriek. Wreed. Daar het van haar niks oorgebly nie. Wreed dood. En die dominee kom sê vir my ma, God het, ek onthou dit. God het die mooiste blom kom pluk. En nou sit ek daar en dink ek, 'n blom? Wat gaan haar plant in die hemel, gaan sy weer groei? Nee, dis bad. En toe laat hulle my nog haar liggaam sien in die kus. Ja. Maar sy is nou 'n blom in die hemel. Maar hy het haar op hierdie manier laat vermoor, sodat hy haar kan plant in die hemel. Wat 'n God is dit? Jy weet so wat 'n prentjie hierdie wêreld van hierdie God. Gaan terug Bybel toe. Want is daar in die hemel, in daai koninkryk, is daar 'n verkragter, is daar 'n moordenaar, daar is niks daar nie. Dis perfek soos wat dit was. Korrek. So is hy 'n bad God wat bad goed laat gebeur? Nee, hy's 'n goeie God wat jou wil laat enduur in 'n bad wêreld, sodat jy sy perfekte wêreld weer kan join. En hoe graag wil jy hê jou kinders moet tog net luister, want jy wil nie hê hulle moet seer kry nie. Jy's nie 'n mislike ma as jy vir hulle sê hulle moenie dit of dat doen nie. Dis liefde. Sy liefde word bewys deur sy wet. Maar dis ook waar die wêreld ons kondisioneer, want deesdae sê altyd die sterk swaar die hond. Wat gebeur as jy vandag 'n kind pak gee? Hy het die reg om jou te gaan aangee. Wat doen jy as jy hom pak gee of as jy hom tugtig? Jy tugtig omdat jy hom lief. Ja. Wat doen die wêreld? Die wêreld's besig om dit om te draai. Die wêreld, so jou kind, as jou kind regtig wil, dan gee hy jou aan. Ja. Soos wat jy nou hier gesê het, die Big Brother word gekondisioneer vir dit. Dit word, Ja. jy word gekondisioneer. Ja. En ja, dis gaan jy deel word daarvan en 'n ding wat ek dan Ek wil net vinnig daarvoor dat jy van daai ding afstap. Ek het 'n fliek gekyk van 'n kind wat sy ouers gaan aangeet. Nee, moenie vergeet nie. En die social workers het die kind weggevat. Want dis al wat hulle wil doen. Hulle daai wet ingebring sodat hulle families kan opbreek. Hulle voel 'n veer vir daai kind. Daai kind is in 'n Wat word van daai kind wat nie getuig hy's nie 'n kinderhuis gesit nie, in 'n nee man, pleegouers. En daai pleegpa het daai kind verkrag, hy het hom gesodomize, hy het hom gedwing om goeders te doen vir hom. En daai kind het die social workers gesmeek. Hierdie pleegouers verkrag my. Ek wil teruggaan na my mamma en pappa toe. En die social workers het gesê nee, die hof het op jou versoek jou uit by daai drake, by daai monsters wat jou geslaan het, weggevat. Ons los jou by die verkragter. Dis maar net wat ek meen ons praat al 'n tydjie daaroor en ons het vanoggend ook daaroor gesels. Maar hoor mooi wat het jy nou gesê. Want het hy nie sy hand wel ingedruk om te sê Eva moet dit nie doen nie. En toe wat doen Eva, die bruid? Nee. Jood, hy. Waaf, hy. Wat het Eva gedoen? Sy het in daai hand wat hy ingedruk het om haar te red, het sy 'n spyker ingeslaan. Uitgee vir die mense. Maar julle het getuig en daar sit die vrug van julle getuienis. Jy getuig daar by die werk, Jolanda,
is Elsabie, is jy 'n vrug van haar getuienis? Van waar sy werk, en Jolanda werk in 'n vrekmoedelike plek. Tannie Petro getuig, daar was sy stap die hele Pretoria vol. En hoeveel mense kom luister na haar terwyl sy getuig. Daar waar mense nooit 2 ure Bybelstudie gaan bywoon nie. So kan ek aangaan met elkeen van julle. Daar waar julle reeds gaan getuig, maak julle 'n groot impak. Jy hoef nie 2 ure Bybelstudie aan te bied nie. Daar waar jy geplaas word, getuig jy en kyk net rondom jou vir die vrug. Besef net wat is die vrug. Wat partykeer jy nie gaan sien met jou oë ook nou nie. Né? Paulus plant, Silas gooi nat, maar is jou oë wat laat groei. Bring vir ons die brode. So ons is hierdie naweek bymekaar vir Shavuot. En Shavuot, julle het vir ons die versies gescan, en dan sal ek al die versies wat ons die naweek gebruik het, sal ek op die groepie vir julle sit. Wat is die beste groepie? Daar's nou so baie groepies. Is julle almal op die online groepie? Almal. Wie's nie op die 2-3's online groepie nie. So ek sal dit op die online groepie sit, né? Dan kan julle die versies van daar af kry. Gaan werk weer deur dit. Maar kom ons kyk nou, Levitikus 23 vers 17. Julle moet, hierdie gaan nou oor die fees van Shavuot, né? Julle onthou nou, dis die 7x7 op die 50ste dag, die Jubilee dag, die Pentekosdag, vier ons nou hierdie fees. Julle moet uit julle woonplekke 2 beweegbrode bring. Okay, ons het geen idee hoe die beweegbrode gelyk het nie. Onthou, ons is nie Jehuda nie, ons is Ephraim. Ephraim het Gentiles geword. Ephraim het vertalings om te lees. We're gonna do the best we can. Until hy sy ruach op ons uitstort en ons weet presies wat om te doen. Uit julle woonplekke 2 beweegbrode bring. Dit moet van 2/10 van 'n effa fynmeel wees. Ek het geen idee of daar 2/10 van 'n effa fynmeel in is nie. Dis lekker brood. Baie mense bak presies, hulle gaan uitfigure hoeveel is 'n effa. Ek vra vergifnis. Ek het nog eers die moeite gedoen om dit uit te figure nie. Dit kan gesuurd wees, want met die vorige fees was dit ongesuurd. En dit moet gebak word as eerstelinge of as 'n eersteling offering aan Jehovah. Vers 20. En die priester moet dit saam, hierdie gaan oor die bokramme en die lammers, maar ons het nie priesters nie, ons het nie 'n tempel nie, ons mag volgens Torah nie slag nie. Dis hoekom baie mense sê, o, julle onderhou die Torah, julle slag seker nou lammertjies ook nie, ons doen nie. Want die Bybel sê, net die priester mag slag, en dit moet gebeur daar waar Jehovah sy naam uitgeroep het. Daar's nie 'n tempel nie, daar's nie priesters nie, en ons is nie in die beloofde land nie. Het Daniel hulle, toe hulle al die feeste en Shabbat en goed gehou het hulle daar in Babylon, het hulle geslag? Nee, ons onderhou die Torah, daarom mag ons nie slag nie. Juist omdat ons die Torah onderhou. So, saam met jou geslagtery, moet die priester die eersteling brood as 'n beweegoffer voor die aangesig van Jehovah beweeg, saam met die 2 lammers. Ons het nou nie 2 lammers nie. Dit moet aan Jehovah heilig wees, ten voordele van die priester. So dit is maar hoe Jehovah vir die priesters gesorg het, daai lammetjie vleis en die brode, almal bring, daar's too much, en die priester vat dit huis toe en hy het kos vir die volgende jaar ook. Alright, maar in die geval, ons het nie priesters nie. Niemand van ons kan sê ons is van die Levitical priesthood nie. Die hoëpriester, wat hulle sê, direct descendant is van Aaron, is nou, het julle dit gelees, in Israel aangestel as hoëpriester. Weet julle nie van dit nie? Ons het vir die eerste keer in 2000 jaar 'n hoëpriester in Jerusalem. En hy's 'n direct descendant van Aaron. Hulle het seker 'n stukkie bloed van Aaron ergens gekry sodat hulle die DNA kan match, I don't know, whatever. Maak nie saak nie. Maar die beste wat ons kan doen is volgens woord, you will be a royal priesthood for me. So die beste wat ons kan doen is as 'n royal priesthood, die hoof van elke huis, maar in hierdie geval gaan Dani vir ons 'n verteenwoordiger wees as die hoof van ons gesamentlike huis van Abba, hierdie familie, en hy gaan in sy amp as die priester, want wat is 'n priester? Is die een wat voorgaan vir sy gesin om lof te bring vir Jehovah. Hy gaan vir ons voortgaan, en ons het geen idee in wat se formaat beweeg mense na die brode. No idee. So, ons lees wat hier staan, en dan doen ons die beste van ons vermoë. Alright, versie 21. En julle moet op daardie selfde dag uitroep, 'n heilige 4-dag moet dit vir julle wees. Geen beroepswerk
mag gedoen word nie. Dit is 'n ewige insetting in al julle woonplekke vir al julle geslagte. So die informasie is skraps. 2 beweegbrode, goed, ons het 2 brode. Ons moet dit beweeg. Dit is 'n heilige dag, dit is 'n heilige dag. Niemand van julle werk nie, ons set apart die dag. Daar moet 'n uitroep wees. So as ons nou gaan saam bid, gaan ons 'n bietjie maar 'n bietjie try uitroep. Ons is tog so skaam. En dit moet geen beroepswerk mag gedoen word nie, niemand van ons werk vandag nie. En dis 'n ewige insetting, dit is vir ons 'n ewige insetting. Want dis ewig, né? So dit beteken in die millennium gaan dit ook gebeur. En dan gaan ons sien hoe dit gedoen moet word. En dan gaan Joshua sê, ek onthou toe julle dit gedoen het op 30, wat sê datum? 31 Mei. Julle het nie bad gedoen nie, hoor? Goeie en getroue knegte. Okay. So, ek gaan die prayers lees. Ek dink ons kan almal miskien lekker naby kom staan. Dan lees ek dit wat ek kon kry as 'n uitroep na Jehovah toe. En dan miskien terwyl ek dit lees, dan beweeg daar net die brood. Ja, I don't know. Ja, dans. Kan ek maar die brood in my hande vat? Ja. Daar's net kasterolie op my hand. Want ek het dalk se goed gesprys. Ek sê maar net ek dink ek hier 4.4 liter meel, 18.6 koppies draai meel. Daar's baie minder daarin is dit. So dis massive brode. Wow. Maar onthou, dit was groot gesinne ook. Nou weet ons. Ek dink julle moet ook, want saam met 'n uitroep beteken dit die uitroep van jou stem, soos met Yom Teruah, nee, met jou stem, maar eintlik gaan dit oor die blaas van jou asem deur die ramshoring. So ek dink gaan die van julle wat ramshorings het, gaan haal gou die ramshorings. Of jy ramshoring vals blaas of dit gaan oor die lekker, dit gaan oor die geluid. Kan jy moet nou staan met die brode want ons gaan nou saam bid en dan gaan jy dit beweeg. Want wat sê Levitikus? Ons beweeg dit voor sy aangesig met 'n uitroep. So ons gaan dit nou draai. Ek wag vir die shofar. Nee, ek het geen idee nie. Heilig, heilig is Jehovah. En as jy nie weet wat om uit te roep, gryp 'n shofar en laat jou asem die geluid maak en uitroep. Fluit as jy wil fluit. Lekker hardloop sing. Dis 'n voorbeeld vir almal. Kom haastig. Ek het 3 plekkies neergeskryf wat ons saam bid. So wat ek voorstel is, ons het maar gewoond om ons oë toe te maak as ons bid. Maar laat ek dit lees en laat dit insink en dan kan jy dit repeat ook vir jou uitroep vir jou en blaas jou ramshoring of sê whatever jy wil. Dis 'n goeie plan. Okay. Jeremia 3 vers 18. In die dae sal die huis van Juda gaan na die huis van Israel en hulle sal saam uit die noordland kom in die land wat ek aan hulle vaders as erfgenis gegee het. Amen. Amen. In die dae sal Juda en Efraim saamkom uit die noorde land terug na die beloofde land toe wat Vader aan ons voorvaders gegee het as 'n erfenis. Amen. Blaas die ramshorings. Vader, ons weet nie wat voor lê nie, maar daai belofte maak vir ons vas in ons hart. Maak nie saak wat in hierdie 6000 jaar gaan gebeur, op hierdie aarde gaan gebeur nie. Die eindpunt is die beloofde land as erfenis. Saam met Abraham, Isak en Jakob. Amen. Amen. Die volgende versie is Jesaja 11 vers 12 en 13. En hy sal 'n banier ophef vir die nasies en bymekaar laat kom die seuns van Israel wat verdryf was en hy versamel die dogters van Juda wat verstrooi was uit die 4 hoeke van die plat aarde. Dan sal die naaiwer van Efraim verdwyn en die teestanders van Juda sal uitgeroei word. Amen. Efraim sal Juda nie meer beny nie en Juda sal Efraim nie meer benoud maak nie. Amen. Amen. Blaas. Swaar word die brood.
het 'n probleem. Moses se arms raak moeg. Die battle is besig om verloor te word. Ons het 2 mense nodig, 'n Ben-Hur en Aaron, wat asseblief Moses se arms ophou, want hy sê die brood raak swaar. Lig die brood, beweeg die brood, voor die aangesig van Jehovah. Hosea 1, vers 11. Wie staan daai kant? Hosea 1 vers 11, laaste vers. En ek sal haar 'n wingerdstok en haar vyeboom verwoes, waarvan sy gesê het: hierdie dinge is my hoereloon wat my minnaars my gegee het. En ek sal dit tot 'n bos maak. En nee, dis 'n verkeerde vers. Maar dit sê Hosea 1 vers 11. En ek sal haar skaamte ontbloot voor die oë van haar lovers. Niemand sal haar uit my hand uit red nie. Ek maak 'n einde aan haar vreugde, haar feeste, haar nuwe maande, haar sabbatte, ja, aan al haar feesdae. So besoek ek dan die dae van die Baals wat sy geoffer het. Maar sy het my vergeet, spreek Jehovah. Okay. Ek gaan 'n bietjie meer verse lees as net vers 11. Omdat ek haar feeste haat, want sy het daai Babylon mixing ingebring, gaan ek haar verwoes, en ek sal haar bos tot 'n einde maak, en die wilde diere van die veld sal haar opeet. So besoek ek dan aan haar die dae van die Baals, wat sy, soos wat ons gesê het, ek gee jou oor dan aan jou Baals. Ek besoek aan haar die dae van die Baals, toe sy hulle offerrook laat opgaan het, met haar neusring en haar parels om die hals versier het, en haar agter haar minnaars agterna gehardloop het, maar sy het van my vergeet, sê Jehovah. Daarom, kyk, ek sal vir haar fluit, ek sal haar lok na die woestyn toe, na die wildernis toe, en ek sal tot haar hart spreek. Dan sal ek haar daarvandaan die wingerde gee, en 'n deur van hoop vir haar oopmaak, en ek sal haar antwoord, soos toe ek haar in die dae van haar jeug geantwoord het, soos in die dae toe sy my gevolg het uit Egipte in die woestyn in. En in die dag, spreek Jehovah, sal sy my noem my husband, en nie meer noem my Baal nie. En ek sal verwyder uit my bruid se mond die name van die Baals, sodat sy hulle nie meer by die naam roep nie. Amen. Is dit nie wat hy met ons gedoen het nie? Die Baals, ons uit Baal uitgebring en vir ons hy het ons getrek in die wildernis. En prys sy naam. Beweeg die brood en breek vir elkeen 'n stuk van die brood van die lewe. Ons staan nou by jou. Vader, ek wil die naam loof en prys. Die brood is nou nie met die regte efas gebak nie. Maar U roep ons in die wildernis in. Ons was vasgevang in Egipte. Ons het heeltemal vergeet van die Torah. Ons weet nie wat om te doen nie. En elke dag, en dit het 40 jaar gevat om ons te leer, om U te leer ken. Dankie dat U geduldig is met ons. Ons weet miskien nie om alles reg te doen nie, Vader, maar ons is soos kinders wat leer wat is dit wat hulle pa wil hê. Dankie vir U geduld. En dankie dat U vir ons in die ark ingebring het en toe die deur toegemaak het. Dat U vir ons in die wildernis ingeroep het en ons dan omdek met U rookkolom en U wolkkolom. Die rook en die wolk en die vuurkolom van Shavuot. Dankie dat ons hierdie fees van U mag doen, Vader. Hoere wat ons was, U moes ons hoerloon wegneem by ons en ons terugbring in die wildernis, om weer soos in die dae van ons jeug met ons te praat soos toe ons 'n bruid was uit Egipte uit. Mag U wil geskied, Vader, dat U regtig U bruid sal terugkry, na wie U hart so verlang. Mag U naam verheerlik word en mag U koninkryk kom. Take me to your altar.